Sombrilla, een zwart langstraten. Op met een wenteltrap, op naar die stadse dak. Man, alleen naar die plek van die rooi cabaret. Haar woorden is die suikerdons tussen klappers van die vleuel. Sy dans op die tafels en haar zwart bank. Betaal net goed genoeg, dan is dat kos vir my kind. En sy sê, Salabi Monsieur. Is warm en haar lyf bly koud. En niemand sien die wêreld is vol klattergoud. En sy sing, dis die lewe manier. Daar word gesê 'n kabaret is 'n sang of 'n sang- en dansuitvoering en word gewoonlik laat aan saans in 'n restaurant of 'n dameskroegarea aangebied. 'n Kunstenaar of sangers en dansers maak deel uit van 'n kabaret. Maar kunstenaars het gewoonlik uiteenlopende idees oor wat 'n kabaret alles is, wat dit mag en moet wees. Maar in ons kabaret vanaand mag enigiets. Teen middernag ontmoet die spel en die kroegman wink om die winst te tel. 'n laaste teug aan my bitter neem, kortstondige troos, lewensversier, verhale vertel uit die amper glas, van helde wat val in 'n lokval verras, van kuivende vroue en van liefde wat was, gesigte wat droom oor 'n skuimende glas. 'n skop in spoor 3 en 'n klaverjas 2 besweer soms die pyn wat die lewe kan gee. Dis 1 uur meneer, hier's jou hoed en jou jas, net die klein geld wat klink in die kroegman se kas. La da da la da 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 la da 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 di da la da 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 da. En dan weer te skip, sal die eensaamheid keer, dis my lewensverwiek. Maar wees die man teen die toonbanksrand, die een wat sy siel aan die kroegman verpand. Deel nog 'n kaart oor die groen fluweel, waar 'n viermanskap teen die noodlot speel, en die waarheid soek in die kaarte en die wyn, en dan een vir een, en die nag verdwyn. 'n skop in spoor 3 en 'n klaverjas 2 besweer soms die pyn wat die lewe kan gee. Dis 1 uur meneer, hier's jou hoed en jou jas, net die klein geld wat klink in die kroegman se kas. La da da la da 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 la la da 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 la da 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 la da da soms die pyn wat die lewe kan gee.
Maar soos ons vroeër gesels het, is dit wat julle doen werklik kabaret? Dit hang af wat jou definisie is van kabaret. Hang af wat jy definisie is van julle. Ja, dit hang ook af van wie julle. Ons sluit julle almal vanaand in, maar elkeen het 'n eie opinie nie. Ek dink wat meeste van ons vanaand wel wat almal van ons vanaand doen is kabaret. Partykeer doen sy nie kabaret nie as sy vir die mense op die platteland gaan sing en dan sing sy vir hulle mooi liedjies. Dan is dit nie kabaret nie, maar ek doen dit ook partykeer om geld te verdien. Hoe voel jy daaroor, Karen? Dis is 100% reg. Ek dink jou repertoire word bepaal deur die gehoor vir wie jy werk. Dus ek weet nie, ek doen nie kabaret en sê die koerante dit is die kabaret nie. Maar ek dink dit is ons het 'n probleem met die definisie van kabaret op hierdie stadium. Met ander woorde, waar kom dit vandaan? Ja, dit is nie my probleem. Ons weet almal waar kabaret vandaan kom. Ons wil weet, die publiek wil weet. Ons weet nie waartoe kabaret gaan nie. Want kabaret is 'n kunsvorm wat gebaseer is op hedendaagse issues, op goed wat nou gebeur. Het sy politiek of whatever. Sosio-politiese kommentaar. Ja. Ek dink dit is een van die heel eerste vereistes van kabaret is dat dit sosio-politiese kommentaar moet wees. Elsabie, jy het 'n heel akademiese benadering tot die definisie van wat kabaret is. Ek het 'n akademiese benadering ontwikkel as gevolg van die feit dat niemand weet meer werklik wat kabaret is. En van dit kabaret ontstaan het, is hy so verkrag deur verskeie mense, want as hulle op die verhoog klim en hulle sing 2 note of hulle vertel 3 vuil grappe, dan noem hulle dit kabaret. Of hulle trek hulle klere uit. Of hulle trek hulle klere uit. Soos mense wat ons ken wat Soos vanaand party mense wat ons ken, maar ek het 'n issue, ek het 'n punt gemaak, ek het 'n Is statement dit 'n gemaak. socio-political statement? Ek het 'n statement gemaak. Maar dit gaan eenvoudig afhang van wat jou definisie is. Weer eens om by Nathaniel aan te sluit. Ja, daar droog my woordjies op. Kabaret het begin in die oorlogssituasie, toe mense deur militarisme en 'n onderdrukte society, ek het nie eens in Afrikaans ek het society en hulle het begin, kabaret was in die begin waar iemand met visnetkous in 'n kroeg gestaan het. Dis nie waar het begin het. Okay, gaan aan. Dis 'n beeld wat ek gebruik. Okay, sorry. Dit het gegaan oor waar mense sonder visnetkous in 'n kroeg gestaan het en kommentaar gelewer op wat polities is of die situasie. En deesdae is dit wêreldwyd aan die verander, maar ek dink nie die industrie gaan ons dit, want as jy deesdae kyk na kabaret, so ek het nou reg so geklou oor die foon met 'n simpel koerant, en toe sê ek vir die vrou, wie doen kabaret, dan is ek dit nie reg, en toe sê sy vir my, Herman van Veen doen kabaret. En Herman van Veen doen dit nou op 'n konsertverhoog voor 2-3 000 mense op 'n slag. Met 'n groot orkes. En dit is wat vir my weird is dat films lyk elke 5 jaar anders, dramas lyk anders, musiek klink anders. En kabaret is veronderstel om die reg te hê, om ook anders te, dit is die vinnigste of die gouste kunsvorm. Ja. Verstaan? Want hy moet saam met die tye verander. I'm obviously Jy kan nie ontwikkel saam met 'n die tye. kabaret soos 'n drama wat jy 200 jaar na die tyd 'n goeie drama weer opvoer. 'n Kabaret is 6 maande nadat hy geopen het verouder. Want die issues het verander of die styl het verander of waaroor jy praat. Christmas Day in Carcamas, it was 41 degrees. A dominee praying on the TV screen was snowing overseas. Christmas carols on the radio and thorns on a Christmas tree. It was Christmas Day in Carcamas, the day that they murdered me. It was Gijs and Bux and Boetie and another oak and me, with Formalite cups and a liter of Coke, too much Cliptrip brandy. They came in Gijs's Datsun and Bux's bright red bucky. When they offered me a lift to the station, I considered myself lucky. It was Christmas
the building shone like snow. Why I climbed into their blood-red car, till this day I'll never know. If the lights had been green instead of red, they wouldn't be standing trial. If he hadn't been wearing that hat on his head, I wouldn't have turned to smile. Now the courtroom crowd is gathering, and the evidence is placed on the table. The gun, the belt, the camouflage hat, each marked with a cardboard label. His fingers stained with nicotine in his shirt suit and his tie. But he puts his hand on the Bible and he swears not to tell a lie. It's Christmas Day in Kakamas, under a thorn tree in the veld. I could hear the church bells ringing out as Boetie undid his belt. Do they pray to God to forgive them? Are they sorry for what was done? It was Christmas Day in Kakamas, they said, and they were just having fun. Christmas Day in Kakamas. It was 41 degrees. Gijs had a spare can of petrol in his boot. It was snowing overseas. Are they scared to go to sleep at night? Are they scared they'll hear my screams? It's Christmas Day in Kakamas, always in nie noodwendig te vergelyk nie, maar julle dra toch wel kennis van Edith Piaf en Jacques Brel se opvoerings. No understand. Dis my liedjie. Ek het net geleef vandag. Hoe beskou julle dit? Ek dink Edith Piaf en Jacques Brel was al twee fenominale performers geweest. Maar hulle is nie kabaret in Suid-Afrika nie, want hulle sing nie oor ons mense nie. In Suid-Afrika is dit 'n konsert. As jy op die verhoog gaan en jy sing Jacques Brel of jy sing Edith Piaf, dan is dit 'n konsert. Jy kan dit nie 'n kabaret sing nie, noem nie, want een van die hoofgoed van kabaret is dat jou audience moet verstaan wat jy sê. Nou as jy 'n audience het met, hoeveel van julle verstaan Frans? Nee, ek. 2. Okay, nou vat hulle uit asseblief. Hulle kan nie Afrikaans praat nie. As ek vir daai mense gaan vir die res van hierdie mense in Frans gaan sing, hoe kan jy dit kabaret noem as hulle nie verstaan wat ek sing? Dink jy die ander kabaretkunstenaars in Suid-Afrika interpreteer dit soos julle? Wie gee om? Gee om. Wie vra? Wat Piaf en Jacques Brel sal altyd 'n inspirasie bly. Ek haat Jacques Brel se musiek. Net omdat jy dit so lank moes gespeel het. Ja, maar dit was 'n glips en ek was jonk. Maar totdat ek gesien het op televisie hoe hy dit self sang. En dit is ook vir my 'n ding van kabaret, van Piaf. Niemand, al staan jy bekop, sal Piaf kan doen soos Piaf nie. En niemand kan Jacques Brel. Jacques Brel is 'n redding in Suid-Afrika. Dis wat 'n mens sing as jy wil opera sing en jou stem flop. Dis in die Brel. Maar dit is ek het ook al 'n Brel show gedoen, hè? Ja, maar jy moet ek gaan vandag Dis fine, is fine. Dis hoekom hy dit doen. Maar ek praat nie van... Maar wat ek wil sê is, hierdie mense het 'n kunsvorm geskep. Edith Piaf kon mense vir 3 ure vermaak, sonder 'n set, sonder kostuums. Sy het net opgestap
agter 'n mikrofoon En en haar ding gedoen. En dit is my hoekom ek En in hulle land was dit cabaret. ja, nee, maar ek praat nou van tegnies, die vorm. Dit is my lekker want jy het nie nodig om vir elke kostuum as jy 'n liedjie sing oor 'n duif vere aan te sit en as jy liedjie sing dit verstaan jy. Jy kan net daar staan jou tabakie te gaan. Sing iemand vanaand iets oor 'n duif? Nee, Het sy vere aan haar ore of het sy bere aan haar ore? Baie dankie. Weet, so deur die jare as mens nou so werk, dan werk jy saam met verskillende mense en dan staan 'n party van hulle wat jy vreeslik graag weer mee wil saamwerk en dan is daar ander wat jy nooit in jou lewe weer wil sien nie. Maar ek het een van daai op my lys en dit was so teen die einde van verlede jaar gewees toe doen ek so 'n konsert hier in Johannesburg en ons sing toe sulke Jacques Brel liedjies en ek hoef nooit weer Jacques Brel liedjies te sing nie behalwe hierdie ene wat my groot gunsteling is en dit wil ek nou vir julle sing. The Dove. Squads of young men drilled to kill and to be killed stood waiting by the strain. Why the orders loud and hoarse? Why the engines groaning cough as it strains to drag us off into the Holocaust? Why crowds that sing and cry and shout and fling their flowers and trade their rights for ours to murder and to die? Songs of love. We are not here to sing, we're here to kill the dove. Why must this moment come when childhood has to die, when hope shrinks to a sigh and speech into a drum? And why they pale and still, young boys trained overnight, conscripts forced to fight and dressed in grey to kill? These rain clouds massing tight, this trainload battle bound, this moving burial ground sends thundering towards the night. The dove was torn awake, so no more songs of love. We are not here to sing, we're here to kill the dove. Why statues towering brave above the last defeat? Old words and lies repeat across a new-made grave. And why the same still birth that victory always brought? These hours of glory bought by men with piles of earth, dead ash without a spark, where cities used to be, and guns from every light, and crashing into dawn. The dove was torn away, so no more songs of love. We are not here to sing, we're here to kill the dove. Undone with jagged lines of tears that gave in those first years all peace I've ever won. Your body in the gloom, the platform fading back, your shadow on the track, a flower on the tomb. And why these days ahead when I must let you cry and look prepared to die as if our love would the dove was torn away, so no more songs of love. We are not here to sing, we're here to kill the dove, kill the dove, kill the dove, kill the dove, kill the dove.
jou optredes? Ek dink mense weet gewoonlik binne jou eerste 2 songs waartoe jou publiek jou gaan neem en jy weet hoe ver kan jy hulle druk en jy weet hoe ver moet jy terughou. Hulle is net soveel deel van die show as wat jy self is. Want as jy niks van hulle af kry nie, kan jy niks vir hulle gee nie. En dit is, ek dink waar cabaret miskien baie grootliks verskil van miskien 'n revue, van 'n stryddrama, van enigiets anders. Jy kan net vir daai mense gee wat hulle vir jou gee. Jy kan nie verder as dit gaan nie. Ja, maar dan kan mense vir jou in terug antwoorde vir jou sê, maar ons kan net vir jou gee wat jy vir ons gee. Ja, maar dit is jou plig bydien as jy daar is om soveel as moontlik te gee. En jy begin elke sang deur 100% te gee. En dan begin 150 en dan begin die mense kry jy niks van hulle af terug nie en op die ou einde eindig jy die show deur 100% te doen. Mag ek waag om te sê dat dit noodwendig net in cabaret gebeur nie. Dit gebeur selfs as jy 'n gewone vertoning doen, elke mens wat daar vir die skool of vir die kerk, dat jy net soveel kan gee as wat vir jou teruggegee word. En met ander woorde, die genre bepaal nie noodwendig hoeveel die gehoor vir jou gaan gee. Partykeer wil jy tog 'n hele verhoog omdraai en vir die dressing room werk. Ja, dit is nogal 'n geval. Miskien dink almal dit was pyn. Miskien dink almal nie. Miskien was dit my hoogtepunt. Miskien was dit glad nie. Was my stem 'n towerstaf om lyding weg te streel? Of het my hele opvoering al heeltemal verveel? Miskien is my kostuum te blank. Miskien is dit te vaal. Miskien is my program te lank. Miskien is dit te skraal. Was my lied 'n melodie om simfonieë op te bou? Of was ek net 'n dromer wat jy alleen van hou? Maar daar was warm applaus, hulle het my teruggeroep, 'n hele 2 keer, my met blomme bestrooi, my soos 'n koning laat voel. Maar waarom voel ek die pyn? Waarom die oneindige vrees? Miskien is dit maar net omdat ek die beste wil gee en wil wees. Miskien het ek nog baie tyd. Miskien het ek te min. Miskien het ek die kruin bereik. Miskien het ek nou eers begin. Ek weet ek moet ontdekkings maak in die geheime van musiek. Of veg ek die musiekoorlog met min en geen taktiek. Maar daar was warm applaus, hulle het my teruggeroep, 'n hele 2 keer, my met blomme bestrooi, my soos 'n koning laat voel. Maar waarom voel ek die pyn? Waarom die oneindige vrees? Miskien is dit maar net omdat ek die beste wil gee en wil wees. Net die beste wil wees. Alida, sê vir ons, as jy so 'n program saamstel, waar begin jou gedagtes? Ek begin eers vreeslik na mense soek wat my kan help, want ek het nie eerste drank. Dis is waar. Dis is waar. Ja, dit is uiteindelik so ek as ek so desperaat. Nee, wat vir my gebeur is ek moet mense soek wat vir my kan help die link skryf, want ek meen jy kan nie
Daar val jy beheer. Beheer het af. Ek kan nie, soos Nathaniel, dialoog en goed nog, ek werk nog, ek het nog myle om te gaan, ek weet. Maar ek begin leer, want ek het baie van hom geleer van Elsabie se show en van almal se shows by Gramstad. Maar ek begin deur 'n klomp songs wat ek graag wil sing. Dan sê ek, okay, dit wil ek sing. Dan sê ek vir iemand soos Karen Dotter, hoor hierso, ek wil hierdie song sing, kan jy hulle link, kan hulle werk, kan jy vir my dialoog skryf? Dan sê sy, okay. Dan sê ek vir iemand soos Rocco, hoor hierso, kan jy dit goed verwerk? Dan sê hy, dis fine. En so het my show gekom. Maar net helfte was cabaret, die ander helfte was review. Jy sien, ek dink as mense in gedagte hou dat mense soos Liza Minnelli, Barbra Streisand, Is ek nie praat cabaret nee, maar alhoewel hulle in 'n genre werk wat noodwendig nie kabaret is nie, het hulle mense wat vir hulle tekste skryf. 99% van die tyd werk hulle nie hulle eie monoloog of hulle eie links. Almal is nie soos Nathaniel. Presies, almal Ag, los my nou uit. Ander is slimmer. Ek dink Nathaniel, wat het jou geïnspireer om tot kabaret te beweeg? Waar het jy die indrukke gekry? Hoe dit alles begin? Ek dink die publiek sal baie graag wil weet. Kyk, kabaret is die een medium. Ek is opgelei as 'n pianis, wat nie lekker gewerk het, want jy moet 9 ure 'n dag oefen, jy sien iemand nie, dan speel jy een konsert per jaar, kry 12 dae. Toe besluit ek is verskriklik kom en ek hou van make-up en van aantrek en van perform en vloek, enige ding. En kabaret is die een medium wat jy alles in kan doen. Verstaan? Niemand, daar's nie met baie ja, is daar nie reëls wat jy doen op die verhoog nie. Jy kan 'n kabaret doen sonder om een liedjie te sing. Of jy kan 'n kabaret doen en net praat, jy kan 'n kabaret doen en jy kan whatever. En dit is my een ding van wat make-up, wat die belangrikste ding in my lewe is. Kostuums. Ook voel jy nie ernstig oor hare ook, nie? Ek vra, nee. Was nog kind, jy was my ver vooruit, al wilde herderweg van alle veiligheid, verby en steeds nog verder, as ter ver die liefde leef. En nog steeds niemand herken vir my die laaste huis, soos iemand wat wil wen, soos die kinders van die wêreld, 'n wêreld sonder ma, sy wat kan vergewe, sy wat aanhou bly vra. Die liefde leef, vir jou het ek geloof, en jou elke keer verloor, uit hoeveel vreemde monde, sou ek nog jou naam moes hoor. Ek sien myself in elkeen, is dit wat jy wou hê? Sien jy my staan voor jou, sal jy my nooit kon sê, as ter ver die liefde leef, as ter ver, as ter ver die liefde leef. Ek is Nathaniel en Elsabie se grootste fans, want ek dink, en ek praat dan nie van die mense... Ek sê jou kaartjies kry altyd van nie.
Ek kom tog nog, ek klap en skree. Nee, daar's heelwat shows wat ek gesien het wat cabaret is, maar ek praat van op die musiekvlak. Met musiek in is hulle twee my. Seker my. Ek moet vir Casper de Vries. Nee, maar hy sing nie. Casper sing. Nee, maar Casper is obviously meer briljant as hy stories vertel. Ja. As hy stories vertel, is hy pragtig staan. Elsie, weet hy van die regie van jou kabarette hanteer? Ja. So die regie is suiwer jou eie. Daar is nie regie nie, Tannie. Maar jy beplan vooraf, het jy vir my gesê. Jy beplan deeglik vooraf in watter volgorde jy dit gaan aanbied jou loopvlakke. Ja, maar dit het ek en Kevin Feather, my musikale regisseur, saam gedoen. Dit is wat vir my lyk is dit jy beplan soort van hier gaan die lig aan, hier gaan die lig af, hierdie dan kom na dit, hier draak dit. Maar jou performance is nooit beplan. Jy repeteer tegnies vir cabaret of ek altyd vir cabaret. Ek moet saam met die band bly, ek moet die noodkanaal of wat. Maar ek weet nooit hoe 'n performance gaan uitdraai voor openingsaand. Maar jy moet ook vir jouself binne daai werkafstand jy nog vir jouself werke gee wat jy nog kan move ook. In geval die audience nou vir jou sê ja nee, ons weet dan nie van nie. Dan kan jy 'n bietjie adapt of daai. Ja. Dat hulle jou lei met ander woorde in 'n spesifieke rigting. Nee, dat hulle vir jou Ek wil ook ek het nou Casper de Vries bygevoeg, maar mens moenie vir Pieter Dirkhuis vergeet nie. Ek dink nie Pieter Dirkhuis se werk is revue nie. Ek dink Pieter Dirkhuis se werk is cabaret. 100% suiwer cabaret. En ek ben hy is maar as ek hom en Casper nie genoem het nie, want hulle is op 'n totale ander vlak as wat ons nou spesifiek is. En ek ben hulle is ook they are just so brilliant. Maar hulle is nie op die musiekvlak soos ons wat nou vreeslik baie sing. Ek sal dit nou so stel, ek het al van Nathaniel se liedjies gesing, maar Nathaniel het nog nie van my liedjies gesing. Ek ken die gevoel. Duitse koets, chauffeur met het handskoene. Madame gekwap, schoenen strak zich aan en komt eerst aan. Ontwerper goed, parfum gezien, neers hoog in die lucht. Staat bewust, Judaskus, die dames in die club. Ah, die da. Boris, die hoogmoedelijk verhangerende Adela, die hoge lei, vernezen cultuur is wereldcultuur, ja. Oh ja. Die rechte adres. Franse les, ons hou die image weg. Meng met elite, een vers discreet met die bourgeoisie is slecht. Ah, die la, die nobles, die hoogmoeder, verhangerende voor die la, die hoge lei, de nesten van dieren, weer maar weer, ja. Ek dink as ons na dese nie weet wat is kabaret nie, dan sal dit nog 'n lang tyd neem om te leer daarvan. Hier aan die front, soos jy sien, Elsie Bezietsman, Karen Hougaard, Nathaniel en die baie gewilde Alida White. Baie welkom by ons. Dis lekker om so uit julle monde te hoor. Wat is kabaret? So 2,5 jaar terug het ek by 'n hotel gewerk in die stad in Johannesburg. Toe ek in Alberta toe gaan saam met 'n vriend van my in Sint-Pieter. Toe is daar so 'n klein ouetjie van so 4,5, 5 wat vir ons wys hoe die kar nou moet geparkeer word. So reg in die pavement en reg in die kar agter jou, reg in die kar voor jou. En toe raak ek so 'n bietjie knorrig daaroor. Toe sê hy, besef ek nie dat dit is hoe die kinders hulle bestaan maak nie, want toe die ouetjie sy hand uit het gegee, wins dit vir hom 20 sent. En toe kyk ek vir hom so met
met totale disgust aan. Is dit nou al wat jy nou vir my gaan gee? Toe gee hy vir meer om te sê dat daar is kinders wat hulle hele familie so onderhou deur in die strate mense se karre so te parkeer. Dit is nogal vir my veral deesdae baie pertinent dat daar soveel meer kinders is wat deesdae in die strate in Johannesburg sit. En hierdie liedjie het Vincent die lirieke geskryf en ek het die musiek geskryf en ek wil hom graag doen wat hy is vir my baie, baie spesiaal. He's so a street child. He wakes up and he sees the dawn coming on. He feels he's hungry, not feeling too strong. But maybe he's lucky that people don't mind if he goes through the dustbins for what they've left behind. He stands on the corner and he begs for some change. He's told he's lazy. He thinks it's strange, 'cause this is his work at no older than 5. This is the only way he can survive. Just a street child with nowhere to call his home, surviving and searching for some loving to see him through. More than a handout or two. But it's so cold and it's wet in the park and it's dark. When the night comes, maybe God loves the kids in the park, but it's dark when the night comes. He dreams of the day when he's not down on his knees. But he knows it's crazy. This is the big JHB, where living is crime, oh, and death is okay. But he's so lonely and he's tired of feeling this way. He's just a street child with nowhere to call his home, surviving and searching for some loving to see him through. More than a handout or two. But it's so cold and it's wet in the park and it's dark. When the night comes, maybe God loves the kids in the park, but it's dark. When the night comes. Die volgende is 'n komposisie van David Kramer en handel oor 'n vissersgemeenskap wat moes trek uit hulle dorp uit. En hulle het 'n keuse gehad, hulle kon kies of hulle trek na die linkerkant toe of hulle trek na die regterkant toe. Maar die feit bly staan, hulle moes trek van Skipskop af en toe eindig hulle op misverstand.
wanneer hou dat dinge op? Zwaar kry lê net voor die blou berge voor. Hoe verbaas 'n mens is ek gebore op die plek Skipskop, nes my pa en sy papoe. Hier deur die duine loop ons spore. Hier op die beach, hier op die strand is ek gedood. Maar wat ken ek anders as die Bloudamse branders en die wolke en die vinde wat hier waai. Verkoop jou bootjie, pak op jou gooitjies en sê maar so lang Skipskop, Skipskop, sê goodbye. Die linkerhand en die regterhand, wat se kant lê die plek? Misverstand, asseblief nie. Ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet môre vat? 'n stukkie lê hier en 'n stukkie lê daar. Van my lewe, hulle lê baie deur mekaar. Galop, galop, vir Shorty en vir Pop. Van haar vir Abby en hou die kykie daar. Maar wat ken ek anders? Die Bloudamse branders, die wolke en die vinde wat hier waai. Pak op jou voetjie en verkoop jou voetjie en sê maar so lang Skipskop, Skipskop, sê eendag toe maak die Staatsteater 'n nuwe venue oop en dit is 'n groot ding en hulle nooi toe vir my ook en ons gaan toe nou na die openingsaand toe, maar julle ken hierdie geleenthede, dit so jy staan daar en dan sien jy Korko spring so 'n korset met 'n glas wyn voor die dekat fotograaf in en hier staan ek ook nou met my outfit en ek staan daar en hier kom so een van die hoogwaardigheidsbekleurde vrouens na my toe aangestap en sy sê, Nathaniel, nee, ek dink jy's wonderlik. Eendag as my man weg is op 'n konferensie, dan gaan ek nog na een van jou shows kom kyk. Ek sê, maar kom Antina, nie maar in elk geval nie. Sy sê, nee, hy sal my nooit toelaat. Ek sê, jene vrou slaane jou, jy moet hom aangee. En ek is totally uptight en ek gaan huis toe. En ek het vir weke gesit en dink oor hierdie vroukies. En ek het gedink, as hierdie vroukies dan nou iets wil hê in hulle lewe, wat is dit wat hulle keer? Ek ben hierdie man besit hulle mos nou nie, in fact, hy besit mos niks.
from a closed down street cafe, like a warm, dusty road that stretches for a day, round and round like a clock tries blindly to unwind that sad afternoon, keeps on creeping to my mind. When the wind blew in the dust and you turned away your face, and the words came out like a stranger's, hereby rest the case. Through all that has been said and done, you were not alone. We've walked this land together. How can you claim your own? There's more to it than what you want. There's responsibility. I'm staying where I've been together, baby. That's our destiny. My feelings were born and raised to your hand. Your love, baby, your love is my living land. When there's nothing you can give, oh, then there's nothing you can take. We've been living with so much pride. We don't learn from our mistakes. My feelings were born and raised to your hand. Your love, baby, your love is my living Huis in ou Bosweg se heining is maar net gewoon, maar 'n spierwit roosrang weelig deur die draad. Ons bure is ons vriende en ons kuier by mekaar. O ja, ou Bosweg, dis 'n doodloopstraat. Papa was kaptein gewees van die dorp se eerste span. Ag, van universiteit af al die jaken in die kerk. Onder begin by die firma van Wyk de Wet en Lou. Ag, maar is dikwels bevorder vir al sy harde werk. Mama was die juwelprinses in die jaar van 1960. Vir 'n paar jaar lank kassiere in die bank. Sy en papa het toe eendag op 'n Kersparty ontmoet en toe sy swanger raak. Dit sy maar bedank. Die tweeling was eerste en 'n jaar daarna kom ek.
speelietjies op die grasberg saam met pa. En die opgewondenheid toe hy 'n katjie huis toe bring, vakansie see toe, in ons kresie daar. Ons is 'n pophuisgesin, Nessie pophuisgesin, in die pophuis wat staan in my kamer. Alles perfek, alles so mooi, en papa het al 2 gebou, en elke aand as ek lê aan my kooi, vra ek die Here om dit vir altyd net so te hou. Slaap in vrede, gesis, slaap in ewige rus. Papa het gesê ek moet by die Byleveld gaan speel, en die arme tweeling lê weer siek in die bed. Ons speel huisie. Kyk, en ek is mos altyd die pa. Jene, dit is dan baie pret. Papa lê die voordeur net soos altyd oopgelos. Koerante lê gefrommel op die vloer. Alles is doodstil, is net 'n radio wat speel. En die tweeling slaap nog rustig toe ek gaan loer. Daar's geen antwoord toe ek vir papa roep. Net die sagte gemiauw van die kat. Daar's iets verkeerd. Papa se golfstok teen die muur. En my pophuis lê in stukke op die mat. Papa lê sy kamerdeur het wyd oopgestaan. En alles is mooi netjies aan die kant. Mama lê doodstil, soos 'n stuk in 'n pop. Pa se revolver is nog steeds in sy hand. Ons is 'n pophuisgesin, nes die pophuisgesin, en die pophuis wat lê in my kamer. Alles perfek, alles so mooi, en papa het al